ons reeks hoogtepunte uit Handelinge gaan ons vanoggend gedeelte saam lees uit hoofstuk 8 en hoofstuk 9. En ek sal vir u elke keer sê, want ons gaan nie al twee die hoofstukke is baie lank, maar ek wil jy asseblief aanmoedig gaan lees dit as jy nog nie het of nie onlangs het nie. Dis van die wonderlikste gebeurtenisse daar in die begin van die Christendom. Ons sal nou uit Handelinge 8 en 9 'n paar verse saam lees. Kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, ons aanbid U. Ons het U verskriklik lief. Ons kan nie vir U verduidelik en vertel wat in ons harte aangaan wanneer ons dink aan ons liefde vir U. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. En dankie dat daar aan U liefde geen einde is nie. Dat U ons onvoorwaardelik en ewig en volledig lief het. Dankie Here Jesus dat U bereid was om die prys te betaal, U eie lewe te gee, sodat ons kan lewe, tot in ewigheid kan lewe, saam met U. En dankie vir daardie gebeure wat ons eintlik saam met U beleef, en dat ons gehoor het, ons het nou saam met U 'n plek in die hemel. Ons sit saam met U in die hemel. Dankie o Heilige Gees dat U in ons woon en werk. Dankie dat U ons troos wanneer ons dit nodig het. Dankie dat U saam met ons bly is wanneer ons dankbaar is. Dankie dat U ons herinner aan die woorde van ons Here Jesus. Doen dit nou ook asseblief. Amen. Ek lees uit die 2020 vertaling. Ons gaan Handelinge 8 se eerste 8 verse lees. Dis so 'n aansluiting by verlede week. Want julle weet mos, die boeke was nie in hoofstukke geskryf nie, dit was een lang verhaal, of een lang gedig, of een lang boek, of 'n lang brief, en daarom begin vers 1 met eintlik wat aan die einde van hoofstuk 7 staan, toe Stefanus gestenig is, staan hierso Saulus, daar staan in die vorige hoofstuk, die jong man het daar gestaan, en van die ander Joodse raadslede het hulle klere by hom neergesit, en dan staan hier in vers 1, Saulus het die moord op Stefanus goedgekeur. Op daardie dag het daar 'n hewige vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal behalwe die apostels is deur die streke van Judea en Samaria verstrooi. Vrome mense het Stefanus begrawe en uitermate oor hom gerou, maar Saulus het die gemeente probeer uitroei, deur huis na huis binne te dring, mans sowel as vroue na buite te sleep en hulle in die tronk te laat gooi. Die wat verstrooi is, het rondgetrek en die evangelie woord verkondig, en Filippus het na 'n stad in Samaria gegaan en die Christus aan hulle verkondig. Net hier vir 'n oomblik onderbreek, ons gaan hier so 4 hoofkarakters bietjie by stil staan vandag, maar hou ook in gedagte Samaria en Israel, die Jode en die Samaritane was 'n bietjie van vyande. Hulle het mekaar baie ernstig vermy en hulle was selfs baie ongeskik en het mekaar met klippe gegooi as dit naby genoeg was. Maar Filippus gaan Samaria toe, na 'n stad daar om die Christus aan hulle te verkondig. Vers 6, en toe die skare Filippus se woorde hoor en die teken sien wat hy doen, het hulle eenparig aandag gegee aan wat hy sê. Want die onrein geeste en baie mense het met 'n groot geskreeu uit hulle uitgegaan, en talle verlamdes en krepeles is genees, en daar het groot vreugde in daardie stad geheers. Ek wil nou die volgende gedeelte oorslaan, gaan lees dit asseblief van hierdie Simon, hy was 'n bietjie van 'n skelm, gaan lees bietjie wat hy probeer doen het, daar van vers 9 af, dan begin ons nou by vers 26 van hoofstuk 8, want ons eerste hoofkarakter is Filippus, en ons gaan nou lees wat hy gedoen het. Nou gaan ons sommer die tweede een ook ontmoet, die man wat van Ethiopië afgekom het. Vers 26. 'n engel van die Here het vir Filippus gesê, maak gereed en gaan na die suide met die pad wat van Jerusalem afwaarts loop na Gaza. Dit is 'n verlate pad. Hy het toe gereed gemaak en vertrek. En daar was 'n man van Ethiopië, 'n eunuch. Nou, 'n eunuch is 'n man wat nooit 'n pa sal word nie. 'n hoë amptenaar van die Kandake, die koningin van die Ethiopiërs, wat in beheer van haar hele skatkis was, en na Jerusalem gegaan het om te aanbid. Hy was soos die minister van finansies. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan nader en bly by daardie wa.
Filippus het nader gehardloop. Hy het hom die profeet Jesaja hoor lees en gevra, verstaan u wat u lees? Hy het geantwoord, hoe sou ek kon, as niemand dit vir my verduidelik nie? En Filippus genooi om op die wa te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy besig was om te lees was uit Jesaja 53 vers 7 en 8. Soos 'n skaap is hy ter slagting gelei, soos 'n lam wat stom is voor sy skeerder, so maak hy sy mond nie oop nie. In die vernedering is regspraak hom ontneem, en wie sal sy nageslag kan opnoem, want sy lewe word van die aarde weggeneem. Die eunuch sê toe vir Filippus, ek vra jou, van wie sê hierdie profeet dit? Van homself of van iemand anders? En Filippus het begin praat en vanuit hierdie skrifgedeelte die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Langs die pad kom hulle by 'n plek waar daar water is en die eunuch sê toe, kyk, water, wat verhoed dat ek gedoop word? Hy het opdrag gegee dat die wa moet stilhou en hulle het albei afgeklim tot in die water, Filippus sowel as die eunuch, en hy het hom gedoop. Toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus weggeneem en die eunuch het hom nie meer gesien nie, maar hy het sy reis met blydskap voortgesit. Filippus egter is in Asdod gevind en soos hy rondgereis het, het hy die evangelie in al die stede verkondig totdat hy in Caesarea aangekom het. Dan gaan ons aan by hoofstuk 9 vers 1. Die volgende twee karakters gaan ons nou hier kry en dit is Saulus en Ananias. Nou nie Ananias van Safira nie, hy is nie opgewek uit die dood nie, dis 'n ander Ananias hierdie wat in Damaskus gebly het. Vers 1, Saulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het, het na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, mans sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Heel in die begin het hulle na die Christendom en die boodskap van Jesus verwys as die weg, omdat hy gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dan vers 3, terwyl Saulus onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal, en hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy het geantwoord, wie is u, Here? En hy antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die manne wat saam met hom gereis het, het sprakeloos gestaan omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus binnegebring. 3 dae lank kon hy nie sien nie en hy het nie geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê, Ananias, en hy het geantwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, maak gereed en gaan na die straat bekend as Reguitstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus. En want kyk, hy is besig om te bid. En het 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande oplê en hom weer te laat sien. Ananias het geantwoord, Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy volmag van die leierpriesters om almal wat u naam aanroep in boeye te slaan. Maar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy terwille van my naam moet ly. Ananias het toe vertrek, die huis binne gegaan en vir hom, dis nou Saulus, die hande opgelê met die woorde, Saul, broer, die Here het my gestuur. Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en hy het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het, het hy sy krag herwin. Hy was 'n paar dae lank saam met die disippels in Damaskus
en het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat hy die seun van God is. Almal wat hom gehoor het was verstom en het gevra, is hy nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep probeer uitroei het en hierheen gekom het om hulle geboeid na die leierpriesters te neem nie? Saulus het egter al hoe meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon verwar deur te bewys dat Jesus die Christus is. Maar nadat 'n hele paar dae verloop het, het die Jode saamgespan om hom dood te maak. Saulus het egter van hulle komplot te hore gekom, hulle het die stadspoorte dag en nag dopgehou sodat hulle hom kon doodmaak, maar sy disippels het hom in die nag gaan haal en hom deur 'n opening in die muur in 'n mandjie laat afsak. Tot sover. Hier is selfs 'n gedeelte wat jong mense sal geniet, dit lees soos 'n spionasieverhaal, nee. Hierdie goeters wat gebeur het met Saulus en ek kan al sien hoe laat sakkel hom met daai mandjie deur 'n opening in die muur. Dis baie verse wat ons gelees het en ons het nog nie eers by die einde aangekom nie. Die volgende slaat ek maar oor dat u dit self kan lees. Saulus is toe gestuur Jerusalem toe, na Caesarea toe, na Tarsus toe, want oral waar hy kom wil hulle hom doodmaak. En toe het Petrus ook begin rondreis, dan kan u gaan lees van 'n man met die naam van Eneas wat 8 jaar bedlêend was en dan daardie mooi getuienis in die laaste gedeelte van Tabitha wat dood was en hoe Petrus haar uit die dood opgewek het. Gaan lees asseblief gerus daardie gedeeltes ook. En dan lees ons net vers 15. Die Here sê vir Ananias, gaan na Saulus toe. Die Here, dan sê hy mos nee, ek is baie bang vir hierdie ou, ek het gehoor wat hy doen, dan sê die Here vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na die nasies en na konings en na Israel. Ek het hom uitgekies as instrument. Ek wens ons het tyd gehad om elke gedeelte in Handelinge kortliks te behandel, maar dit is wonderlike, dis die geskiedenis van die ontstaan van die Christendom, van die kerk. Maar die vroeë kerk, die Christene, die eerste bekeerdes het regtig nogal gedink dat die evangelie het 'n teken gehoor. Want onthou, dit was vir die Jode beloof, die Messias sal kom om Israel te kom verlos. Hulle het natuurlik nie verder gedink wat gaan gebeur as die Jode hom verwerp nie, maar hulle het gedink die evangelie is gemik op die Jode. Maar God het anders gedink. God laat hom nie deur menslike grense inperk nie, en hy het vat in hierdie gedeelte wat ons gelees het 4 manne en hy ruk hulle letterlik uit hulle gemaksone en hy stuur hulle na wie toe hy wil hê hulle moet gaan met die evangelie. En God breek deur elke moontlike grens. Laat ek liewer sê hy gebruik mense om deur hierdie grense te breek en te gaan waar hy wil hê hulle moet gaan. En baie keer, ons het dit nou gelees, julle gaan dit nou ook hoor, gebruik hy die mees onwaarskynlike keuses. Mense wat ons dalk nie gedink het hy nou moet stuur of gebruik nie. En hulle steek al hierdie grense oor, geografiese grense, Samaria toe, kulturele grense, 'n Jood klim op 'n wa van 'n Ethiopiër, en persoonlike grense. Ananias wat vir die Here sê, Here, ek is bang vir hierdie ou, hy maak mense dood. Hy het ons kom arresteer, dis hoekom hy hier is. En dan sê die Here vir hom, gaan. Want hulle elkeen is gestuur, onthou nou vers 15, praat oor Saulus. Die Here sê, ek het hom gekies as my instrument, maar dit is van almal waar, van ons ook, en van hierdie ander 3 ook. Die Here het elkeen van hulle gekies. Die 83 vertaling praat van sy werktuig, sy gekose werktuig, sy instrument, die een wat hy op daardie oomblik stuur. En hy stuur hulle, mense wat ons dalk nie verwag het nie, so, jy is dalk volgende, ons is eintlik almal volgende. Sit 'n bietjie jou hand so op jou hart, dan sê jy, ek is volgende. Ja, klein en groot, oud en jonk, het Joël geprofeteer. En daarom is daai vers nie net vir Saulus nie. Ek wil dit graag vir julle lees, ek het dit uit die Message weer terug bietjie in Afrikaans vertaal, want ek weet party mense kan glad nie Engels verstaan nie, maar as mense dit in Afrikaans terugsit, dan klink dit so, die Here het gesê, vers 15, moenie stry nie, Ananias, gaan, want ek het hom gekies as my persoonlike verteenwoordiger teenoor
nie Jode, konings en Jode, en nou gaan ek hom wys wat vir hom voor lê. Die swaar kry, die lyding wat met hierdie werk gepaard gaan. Sit jy 'n bietjie hand so? Dis die laaste keer wat ek julle gaan laat oefeninge doen. Ek is Christus se persoonlike verteenwoordiger. Want instrument klink so of die Here ons wil gebruik, nee. Maar dis 'n mooi woord. Ek dink aan musiekinstrumente as ek hierdie goed lees. Maar hy sê, hy gebruik ons as sy persoonlike verteenwoordigers. Weet julle wat beteken dit? As jy daar instap in die winkel of by 'n kantoor of die binnelandse sake, behoede my, of gaan inkopies doen of gaan kuier, dan stap jy daarin as Christus se persoonlike verteenwoordiger. Hoe gedra ons dan verder? Ons gaan nou 'n bietjie kyk wat het die Here vir ons in gedagte. En hierdie sage gaan dit eintlik oor hierdie 4 karakters. Dis God se soewereine keuse. Hy kan kies wie hy wil en hy kies ons almal en hy stuur oor grense heen. So moenie bang wees dat God ons, jou ook dalk 'n grens gaan laat deurbreek. Of dit nou geografies of persoonlik is of hoe ook al. En die verwagting, die eis vir ons, die hoop wat God vir ons het, is dat ons gehoorsaam sal wees. Soos hierdie 4. Die eerste een is hierdie gehoorsame diaken. Hy was een van die diakens, Filippus. Nou word hy gestuur, want Saulus is besig om die Christene te vervolg, en ons het gelees, die ander, behalwe die apostels, en die ander het geskatter. Hulle is versprei, hulle het gevlug vir hulle lewe, wat 'n goeie ding was, want so ver as wat hulle gevlug het, het hy die evangelie saamgevat. Maar Filippus word geroep na 'n ander plek. Die Here sê vir hom, gaan daar met daai pad en gaan loop daar, ek sal vir jou wys wat om te doen. En ons is baie keer mos maar bietjie angstig. Ons wil die hele plan hê. Ons sê nee Here, wys vir my asseblief al 10 die stappe en waar gaan ek eindig en wanneer en hoe gaan dit daar wees? Nee, die Here sê net vir Filippus, gaan. Ek sal jou wys wat om te doen. En daar loop hy langs 'n wa, die Gees sê vir hom, gaan loop langs daai wa. Partykeer voel mens mos hier binne of jy hoor die sagte stem van die Here wat vir jou presies sê wat om te doen. Nie altyd nie elke dag nie. Ons soveel geraas in ons koppe, ons kan dit nie altyd mooi hoor nie. Maar baie keer dan weet ons ek moet nou daarna toe gaan. En daar loop hy nou langs hierdie wa en ag julle, dis nou 'n baie interessante keuse. Ek weet nie hoekom ek weet hoekom, maar dit is nou nie daar ingeskryf nie. Hy was die minister van finansies van die koningin van die Kandake in Ethiopië, baie belangrike man. En in daardie tyd het hulle die harems 'n man aangestel om nou soos 'n beskermheer te wees, maar hy mag nie kinders hê nie. So en daarom is hy 'n eunuch. In Engels is dit 'n eunuch. Gaan lees maar die Afrikaanse 83 vertaling sê mooi wat dit beteken. Hy sal nooit 'n pa word nie, want hy moet die harem se vrouens oppas, net oppas. Maar hy's belangrik, hy's die minister van finansies en hy lees uit die Ou Testament. So hy was op pad Jerusalem toe omdat hy die Joodse geloof of alreeds aangeneem het of verskriklik gefassineer was en nou by die leiers in Jerusalem meer wil gaan hoor. En Filippus hoor en hy sê, wat lees jy? Hy sê, nee, ek lees hierdie. Hy sê, verstaan jy wat jy lees? Hy sê, nee, hoe kan ek? Iemand moet vir my verduidelik, kom, klink my jy kan, klim op, kom, ry saam. Baie keer is ons bang as iemand sê, kom saam, nee. En hy begin by daardie spesifieke teks in Jesaja 53 vers 7 en 8 wat oor Jesus profeteer en hy lê die hele evangelie vir die Ethiopiër uit. 'n Man uit Afrika, die eerste man van 'n ander nasie, behalwe daai eerste klomp daar in Handelinge 2 wat uit 16, 17 lande gekom het, kom hier nou 'n man van Afrika. En dan sê hy, daar's water, wat verhoed dat ek gedoop word, want hy het nou gehoor, dis hoe mense in die Christendom kom. Julle het die res mooi gehoor. Hierdie diaken, hy weet nie waar hy gaan nie, hy is eintlik maar op pad na nêrens, maar hy is gehoorsaam, die Here stuur hom. En op hierdie wa sit hierdie soekende vreemdeling. Hy gaan Jerusalem toe om inligting, om kennis te gaan kry. Want hy het reeds alles gehad, mag, rykdom, 'n posisie, godsdiens. Dalk was hy reeds 'n Jood, maar iets het ontbreek. Want hy sê, ek lees hierdie goed, maar ek verstaan dit nie. Ek kry net die gevoel, ek kort iets, jy moet my nou help. Hy soekend. En dan breek die Here deur daardie grens, nee.
die kulturele grens. Ons weet nou nie presies hoe ernstig was dit in daardie tyd nie, maar dit moes gewees het, want die Grieke het byvoorbeeld gedink, alle ander mense wat nie Grieks kan praat nie is barbare. En die Jode het weer gedink, niemand mag naby hulle kom nie, want hulle is die uitverkore volk. Julle het nou gehoor dat tot die Samaritane met klippe gegooi. Nou kom hier 'n donker man uit Afrika daaraan. En ons weet nie hoe het hulle oor hom gevoel nie, maar daar is 'n groot kulturele verskil. En die Here sê net eenvoudig, daardie grens bestaan nie vir hom nie. En hy sê vir Filippus, doen wat ek van jou vra. En daar's 'n soekende siel daar buite, nê. En later, toe Saulus nou begin preek het en briewe skryf hy vir die Galasiërs in hoofstuk 3 vers 28, in die kerk, in die liggaam van Christus, in die Christendom maak dit nie saak of iemand 'n Jood of 'n Griek is nie, of 'n Jood of 'n Ethiopiër is nie. Maak nie saak of jy op daai stadium 'n slaaf is of 'n vryman nie, maak nie saak in die kerk of jy 'n man of 'n vrou is nie, want in Christus is julle almal een, sê hy. So, tegnies gesproke, toe hy nou sy hart vir die Here gegee het, sy lewe, sy bekering, sy wedergeboorte, dis hy en Filippus een. Die Here breek grense wat ons nie altyd aandink nie. Nou, die eerlikheid van hierdie Ethiopiër moet ons ook raak sien. Hy erken, ek verstaan nie wat ek lees nie, iemand moet nou vir my verduidelik. En dan is dit hoe die Here baie keer werk. Op daardie oomblik is daar iemand wat kan help, wat gestuur is. Soms is 'n mens ver van jou huis af, dalk half op pad sonder antwoorde, en jy kan nie dink, hoe gaan jy uitkom nie, waar gaan jy antwoorde kry, waar gaan daar uitkoms wees, en in daardie soeke, moet ons baie keer net kyk, wie stuur die Here om hier so langs ons te stap. Nie bang wees om te vra nie. Die volgende, die voorlaaste karakter is ou Ananias, die bang broer. Ek sou ook bang gewees het. Ek wil sê, hierdie Saulus het 'n reputasie gehad, hoor. Ons het daar gelees in die begin, hy het verskriklik te kere gegaan en iemand wat Jesus se naam genoem laat arresteer en in die tronk laat gooi. Dis baie interessant, jy het gesê, mans en vroue, hy het niemand ontsien nie. Die Jode het nogal bietjie respek vir die vroue in daai opsig gehad, hulle het meestal net die mans gearresteer. Maar Saulus sê, ek gaan almal in die tronk gooi, en nou gaan vra hy vir briewe, lasbriewe by die hoëpriester om in Damaskus ook dit te gaan doen. En die Here sê vir Ananias, jy gaan hom ontmoet. Ek kan nie dink hoe Ananias se broek gebewe. Maar die Here stuur hom en ons nie om bang te wees. Hy stuur ons as, hy sê, 'n instrument, 'n diensknegt, 'n persoonlike verteenwoordiger. Nou, ek het die voorreg gehad al om met 'n ambassadeur te gesels, wat in Europa 'n paar plekke ambassadeur was. Dis nogal 'n verantwoordelikheid, nee, om iemand se persoonlike verteenwoordiger te wees. Ek dink nie mens moet daar instorm en dink, jy is die een, maar jy is daarom die persoonlike verteenwoordiger. En die Here sê vir Ananias, ek gaan jou nou gebruik, want daar's 'n ander verteenwoordiger van my wat jou nodig het op hierdie stadium. So vir Ananias word hierdie vrees, dit was vir hom 'n blokkasie. Vir baie van ons is daar vrese wat ons blokkeer, nee, onsekerheid, selfs angstigheid, maar gehoorsaamheid in hierdie geval beteken vir Ananias om ten spyte van die vrees die grens oor te steek. Te sê, Here, ek kan nie hierdie doen nie, maar met u hulp en u krag sal ek vorentoe beweeg. God gebruik gewone mense soos ons, soos julle en ek, met, verskoon nou die anglisisme, maar met 'n legitieme vrees. Baie mense sê, maar ek kan nie voor mense praat nie, of ek kan nie met mense werk nie, of ek kan nie goeders doen nie, of ek verstaan nie hierdie goed soos, ek is nie so geleerd soos julle, of wat ook al, maar daar agter is 'n vrees. Wat mag wees? Wat daar mag wees, maar ons mag nie dat die vrees ons kniehalter om die koninkryk van Jesus te bevorder. As die Here vir jou stuur en hy sê vir jou, soos hy vir ons almal sê, jy is my persoonlike verteenwoordiger, dan sal hy ook jou vrese vir jou help om te bowe te kom. Daar's nie 'n rede hoekom 'n mens kan sê, wel,
Here, baie jammer, ek hoor nou, jy sê vir my, ek moet na Saul toe gaan, maar daar is nie 'n manier nie, kry maar iemand anders. Nee, dit werk nie so nie. Ons weet dit al van Moses se tyd af, hy het so geprotesteer, daar is nie 'n manier dat ek met die Farao kan gaan praat nie, sê hy. Die Here sê, gaan, ek sal vir jou hulp stuur en ek gaan saam met jou. So wees versigtig om agter jou vrese of jou sogenaamde onbekwaamheid weg te kry. Wanneer ons weet die Here wil ons elke dag gebruik om langs iemand anders se wa te gaan loop of om na 'n gevaarlike persoon toe te gaan met 'n bevrydingsboodskap. Die vrese het nie getel nie. En dan die laaste ou weet ons nou, was ou Saul of Saulus, hy's nog in hierdie hele gedeelte Saulus, later het hy homself Paulus, het hom Paulus begin noem. Nou, broers en susters, my liewe vriende, as julle nou Handelinge so gelees het, tot daar by hoofstuk 8 vers 1, wat daar nog staan, Saulus het hierdie moord van Stefanus goedgekeur. Hy het die apostels se klere vir hulle veilig gehou, hulle bootleer. Het julle ooit sou kon dink, as jy die res van die verhaal nie gelees het, dat die Here hom, die hoofvervolger, gaan gebruik en hom omdop en hom wedergeboorte gee, dat hy die groot verspreider van die evangelie kan word. Daarom het ons gelees in vers 15, die Here sê, ek kies hom as my persoonlike verteenwoordiger, en hy gaan vir volke, vir konings, vir Jode en nie Jode, stuur die Here vir Saul heen. Nou, hy was nie soos Filippus, wat nie 'n missie gehad. Filippus het gesê, ja, wat moet ek doen? Die Here sê, loop langs die wa. Saulus het 'n missie gehad, hy het briewe in sy sak, hy gaan Damaskus toe met 'n doel. Hy was nie soekend nie, die Ethiopiër was soekend, hy het vrae gehad, hy het nie antwoorde gehad nie. Saulus weet wat hy wil doen, en hy was nie bang nie soos Ananias nie. Kyk, hy het natuurlik nie geweet die Here is besig om hom te gebruik nie, maar hy het nie 'n bang haar op sy kop gehad nie. Hy gaan nou Damaskus toe om mense te laat arresteer. En hy het selfs Stefanus se wredemoord goedgekeur, staan daar. Daai woord word spesifiek gebruik om te sê, hy het nie net gekyk en hy was nie net tevrede nie, hy het dit goedgekeur. Die grens wat die Here hier in Saulus se lewe ignoreer en breek, nê, is iets wat ons baie keer voel is menslik, onmoontlik. Die Here kan nie hom gebruik, sal ons dink, nie. Die Here sal hom nie gebruik nie, sal ons dink. Nie hom nie, nie haar nie, nee, iemand anders, maar nie ek nie. Dis menslik onmoontlik, dink ons baie keer, nê. Die Here steur hom nie aan wat ons dink menslik onmoontlik is nie. Hierdie man Saulus is op 'n missie vir moord en uitwissing. Maar dit is nie eers vir God 'n probleem nie. Die gehoorsaamheid hierin, wat dit eintlik altyd moet wees, is dat God se roeping vir ons wat alles van ons vra. Alles. Dat ons dan op daardie oomblik nie verskoning sal uitdink nie bang sal wees nie sal dink iemand anders is meer bekwaam nie sal dink, nee, dis menslik onmoontlik, ek kan nie dit doen. Saulus sy hele lewe het verander. Ek wonder wat het sy familie gedink toe hy terugkom weer by die huis en hulle kry 'n heeltemal 'n ander man terug as die een wat daar weg is met sy moordmissie. Hier kom hierdie bekeerde apostel terug wat nou net oor Jesus en Jesus se liefde kan praat. Die Jesus die hy vervolg het. Daarom vra die Here vir hom op die pad daar na Damaskus, Saul, hoekom vervolg jy my? Die Here het vir hom reg omgedraai. Nou daarom, broers en susters, moet ons besef dat redding, verlossing, vergifnis en die ewige lewe wat ons nou het, kom net van God. Nie op ander maniere hoe mense ook al gedink het dit kom nie. So ons het hier gedoen, en ek sluit nou af met 4 karakters, 4 mense, 4 paaie, maar 1 regisseur, wat die hele toneel gerig en gestuur het volgens sy eie plan. Die evangelie het nie een enkele grens gerespekteer nie. God breek deur
elke moontlike grens, selfs die wat ons nie nou al eers aan kon dink nie. In die kerk, in die gemeente, of as 'n gelowige is daar baie mense wie se name dalk ergens op 'n lys in 'n kerkkantoor in 'n boek geskryf staan. Ja, nee, ons is lidmate van 'n kerk, maar baie keer is dit net verskonings oor een van hierdie redes, onkunde, vrees, dis menslik onmoontlik, nie ek nie, iemand anders, maar God roep elkeen van ons vandag ook wat hier is, om jou plek vol te staan. Om te sê, Here, soos Ananias, soos Filippus, Ethiopiër, soos Saulus, ek sal gaan waar U my stuur. Ek sal doen wat U vra. Want ek weet, ek gaan nie alleen nie. Die vraag is nie, kan God my bereik of kan God my gebruik nie. Die enigste vraag is, sal ek my plek vol staan? Sal jy? Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie woord, hierdie 4 voorbeelde van mense soos ons, mense met wie ons kan identifiseer, mense met 'n verkeerde sending, met 'n verkeerde visie en missie, mense wat nie weet waarheen hulle moet gaan nie, mense wat nie kennis het nie, wat vrae het, wat nie antwoorde het nie, mense wat bang is, mense wat dink, nee, dit kan nie ek wees nie. Ons kan met hulle identifiseer en dankie dat U vir ons gewys het hoe dat daar geen grens is wat U ooit sal terughou nie. Dat ons ook nie vrees of bang of angs moet hê vir moontlike grense en struikelblokke, want ons kan nie sien wat U sien nie. Ons sien gewoonlik net die probleme raak. Help ons, Here, om rustig te raak en te weet U is in beheer, en as U ons kies en stuur soos U met elkeen van ons gedoen het, om U persoonlike verteenwoordiger te gaan wees. By die skool, by die werk, in die dorp, met vakansie, waar ons ook al gaan, te besef ons is U persoonlike verteenwoordigers. Here, gee ons genade, gee ons krag, gee ons wysheid en gee ons die moed, die dapperheid om ons koppe op te lig en te kyk, waar is die wa langs wie ek moet gaan stap? Waar is my wa? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.